Shalom almal en welkom by Makrot. Rabbi Shapira hier. Agter my is nie 'n foto nie, is nie 'n tekening nie. Dis 'n berg. 'n Berg wat ek op die punt staan om te oorwin. Ek wil met julle oor hierdie berg praat in verband met wat nou in Israel gebeur en wat in hierdie week se parasha aangaan. In die parasha hierdie week lees ons die bekende storie van die 12 spioene. Ek is seker julle is bekend met hierdie storie. Ek wil graag fokus op 'n ander kant van hierdie storie in verband met wat op die oomblik in Israel gebeur, veral in hierdie dae terwyl Israel Iran aanval. En waarlik hierdie groot bedreiging aanpak wat ons in die gesig staar. Jy sien in die Torah gedeelte hierdie week, as jy sorgvuldig lees, is daar 7 verskillende vyande waarmee die Joodse volk te doen het. Niks anders as waarmee Israel op 7 Oktober en daarna te doen gekry het nie. 7 fronte, 7 vyande. Dit is 'n prentjie van wat vandag in Israel gebeur. Jy sien, die heel eerste vyand wat Israel moes oorwin toe hulle die land binne gegaan het, waar die ingaan in die land die finale en volledige geula of verlossing voorstel, was die vyand van Amalek. Hoekom is dit belangrik? Want jy sien, die vyand Amalek, en onthou wat Amalek aan Israel in die wildernis gedoen het, verteenwoordig die Kippa. Van die Yetzer Hara, die bose neiging. En toe die 10 spioene Amalek sien, en omdat hulle die storie van Amalek geken en geweet het wie Amalek is, het hulle besluit om 'n slegte verslag oor die land te gee. Vandag binne Israel hanteer ons 'n baie soortgelyke kwessie. Daar is vandag baie, juis nou terwyl jy na hierdie Torah gedeelte kyk, wat alreeds sê, moenie Iran vernietig nie, moenie die opperleier vernietig nie, moenie hulle aanval nie, onderhandel nou dadelik, staak die vuur. Maar die Here sê vir Israel, ek wil hê julle moet deur Amalek gaan, kry die oorhand oor Amalek. Jy sien, hierdie 10 spioene verteenwoordig die ergste soort Erevra of gemengde menigte. Dit is die wat in ons midde is en die wat tekort skiet aan die geloof of die emunah. As jy vir enigiets vir Israel wil bid en spesifiek wil verstaan wat vandag in Israel aan die gebeur is, ons sien dat dieselfde vandag in Israel gebeur as wat gebeur in hierdie storie van die 10 spioene. Daar is vandag baie stemme wat opstaan en sê, dit is nou genoeg. Ons kan hulle vernietig sonder Amerika. Ons kan oorwin sonder die Verenigde State. Jy sien, God sien ons nie as sprinkane nie. Hy sien vir Israel as 'n leeuwelpie. Onthou dit. Israel is 'n leeuwelpie wat gereed is om te brul. Net 2 was nodig. Josua en Caleb, Jood en 'n nie-Jood, verteenwoordiging van die oorblyfsel. 2 wat saam glo en tot aksie oorgaan en daaruit die verlossing vir die hele Israel bring. Brul vandag soos Josua en Caleb en moenie soos die Erevra wees nie. Ons as Jode en gelowiges onderhandel nie met Amalek nie. Dit is tyd dat Israel deurdring na die beloofde land, na die geula, om alle struikelblokke te verwyder, om die beloofde land binne te gaan, die verlossing van Israel. Dit, vriende, is 'n belangrike les vir ons almal hierdie week in Makrot. God seën julle en Shabbat Shalom.